Voordat ons hierdie video begin, kan ek asseblief vir julle vra, indien julle enigsins baat vind by hierdie video's, net om 'n like asseblief aan die onderkant te sit, want dit nou al 30, 40 mense die vorige video gekyk en nog niemand het dit gelike nie, so ek het geen idee nie. So dit gaan net 'n indikasie gee en dit help natuurlik om die kanaal te groei en my te motiveer om nog video's te maak asseblief. So gaan like dit gou asseblief vinnig. 2.1 Die diagram hieronder verteenwoordig dele van die sentrale senuweestelsel. Noem die twee komponente van die sentrale senuweestelsel wat in die diagram getoon word. Dis die brein en die rugmarg wat jy daarso het. Identifiseer deel B, dis jou corpus callosum. Moet dit net nie verwar met die corpus luteum asseblief. En dan deel D is jou cerebellum. Gee die letter in die naam van die dele wat die volgende beheer, dis die hartklop, dit sal C wees jou medulla oblongata, en willekeurige aksies, dit sal A wees jou cerebrum. Die diagram hieronder verteenwoordig 'n deel van die oor, identifiseer deel A is die oorsenuwee. Ek dink jy kan dit seker maak die cochleaire senuwee noem, en hulle sal dit korrek aanvaar. B is jou cochlea natuurlik. Noem die funksie van deel C. Deel C is jou ronde venster en die funksie van deel C is om klankgolwe wat in jou inwendige oor is net te absorbeer sodat jy nie echos kan vorm of dat daar nie weer klanking is nie. D is jou buis van die stagius. Die buis van die stagius reguleer die druk weerskante van jou tympanicum of balanseer dit. Otosklerose is 'n mediese toestand wat die gehoorbeentjies verhoed om te vibreer. Verduidelik hoe hierdie toestand gehoor sal beïnvloed. As jou gehoorbeentjies nie vibreer nie, beteken dit daar's nie vibrasies wat aan jou valvenster oorgedra gaan word nie. En dit wil sê vloeistof, die endolimf natuurlik in die cochlea gaan dan nie vibreer nie of te min vibreer, wat beteken dat jou haarselletjies van jou cochlea gaan sukkel om enigstens 'n verandering in die omgewing waar te neem, so daar gaan nie 'n impuls gegenereer word nie of 'n baie swak impuls wat dan met jou oorsenuwee na jou cerebrum toe gelei moet word, so jou cerebrum gaan dalk sukkel om enigiets te ervaar. So jy gaan of glad nie hoor nie of jy gaan baie swak hoor. Daar's hy. Beskryf die rol van oor om balans te handhaaf. Nou, ons gaan dit 'n bietjie later doen. Ek sien nou, ek het actually vergeet om dit in te sit, maar dit heeltemal te doen met die rigting of die spoed waarin jy draai, of jou kop se rigting enigstens verander, is daar kristas wat gestimuleer gaan word. In jou oor natuurlik gaan impulse gegenereer word en dan met jou oorsenuwee gelei word na jou kan ek sê jou cerebellum toe, wat natuurlik weer impulse gaan stuur vir jou skeletspiere om te balanseer, maar ons gaan dit later weer sien by 2.9. So moenie worry daaroor nie. Die diagram hieronder verteenwoordig struktuur van die menslike oog, identifiseer deel A. Wel, deel A is jou geelvlek, né? Dis jou geelvlek of jou blinde kol waar daar so sit. C sal wees jou kornea en D sal wees jou sklera. Beskryf hoe die spiere in die iris 'n persoon in staat stel om in dowwe lig te sien. Omdat jou iris sit mos met kringspiere en dit sit met radiale spiere. So in dowwe lig wil jy baie graag meer lig inlaat, so jy wil hê jou pupil moet verwyd. So vir jou pupil om te wyd moet jou radiaalspiere saamtrek en jou kringspiere moet verslap. Pupil verwyd, meer lig word ingelaat en daar het jy dit. Noem die proses wat die oog plaasvind wanneer 'n mens op voorwerpe op verskillende afstande fokus. Dis oogakkommodasie. Jy moet dit net noem, so moenie niks beskryf nie. Moenie tyd mors nie. Verduidelik oor die vorm van deel B in persoon in staat stel om 'n boek te lees. Wel, deel B wil jy moet meer biconvex word of meer bolvormig word, soos wat hulle sê. Vir dit om te gebeur, moet jou ciliaarspiere saamtrek sodat jou suspensoriese ligamente verslap en dan sal jou lees meer bolvormig word en natuurlik lig meer buig laat dit val op jou retina. Die diagram onderbeeld dele van die sentrale senuweestelsel uit, gee die letter in die naam van die deel wat waarskynlik geaffekteer sal word as iemand die volgende nabesering ervaar. Die onvermoë om vloeiend te skryf. Om te kan skryf moet spiere in jou hande beheer word en dit word gedoen of gekoördineer word en dit word gedoen deur jou cerebellum. So dis D jou cerebellum. Om samehangende spraak. Een van die funksies van jou cerebrum is natuurlik die interpretasie van impulse van die sintuig organe. So dit sal A wees jou cerebrum en dan orgelmatige asemhaling en hartklop. Dit sal 'n funksie wees van jou medulla oblongata wat B is. Verduidelik twee maniere waarop deel C teen beserings beskerm word. Nou deel C is jou rugmarg. En die rede hoekom hulle dit vir jou so vra is hulle
probeer julle eintlik uitlok om die kranium op te bring, want dit is hoe julle mos geleer die brein word beskerm. Maar jou rug word deur die meningie beskerm, selfe vliese wat jou brein omring. Dit word deur die cerebrospinale vloeistof beskerm wat dit omring en in die sentrale kanaal voorkom, en dan natuurlik word beskerm deur die wervels ook. So enige twee van hulle of kan jy maar noem en 'n bietjie uitbrei daarop. Lees die uittreksel hieronder, die verskil tussen hyporefleksie en hiperrefleksie. Hyporefleksie is 'n toestand waar die skeletspiere 'n afnemende refleksreaksie het. Dit word deur skade aan dele van die refleksboog veroorsaak. Die skade is gewoonlik aan die motoriese neurone wat boodskappe van die rugmark na die skeletspiere stuur. Dit kan wees as gevolg van 'n mediese toestand wat Guillain-Barré syndroom genoem word. Hyperrefleksie is die resultaat van skade aan die motoriese neurone wat boodskappe van die brein na die rugmark stuur. Mense wat aan vervolgde sklerose VS ly, toon gewoonlik hyperrefleksie en het 'n verlies van spierbeheer. Wat word met 'n refleksboog bedoel? Wel, dit is die pad wat 'n impuls volg tydens 'n refleksaksie. Wanneer die uittreksel noem een mediese toestand wat hyporefleksie veroorsaak, dis Guillain-Barré. Ooreenkoms in die oorsake van hyporefleksie en hiperrefleksie, wel dis beskadiging van jou motoriese neurone. 'n Simptoom van hyporefleksie, waar daar staan dat jy sukkel met afnemende refleksreaksie van jou skeletspiere. Dit staan in die eerste sinnetjie. 2.6.3 beskryf een verskil tussen die oorsake van hyporefleksie en hiperrefleksie. Wel, hyporefleksie is daar skade is, dit staan in die derde sinnetjie. As daar probleme is met tussen boodskappe tussen jou rugmark en jou skeletspiere, terwyl hiperrefleksie is, dit staan ook daar tussen jou brein en jou rugmark 'n probleem is. Noem die deel van 'n neuron, dis jou myelien, wat veelvuldige sklerose lei, jou myelienskede. Verduidelik hoe skade aan die deel wat in vraag 2.6.4 genoem is, tot die simptome van veelvuldige sklerose kan lei, soos in die uittreksel genoem. Wel, hulle sê mos nou daarso, mense wat in veelvuldige sklerose het gewoonlik hiperrefleksie, met ander woorde, jy het 'n probleem om boodskappe van die brein na die rugmark te stuur. As die myelienskede enigstens beskadig word, natuurlik wat jou motoriese neurone omring, en die myelien is daar so natuurlik om jou akson ook te isoleer, maar dit gaan die geleiding van die impulse natuurlik vertraag. So akson is nie geïsoleer nie, nou het jy spoed van oordrag verlaag ensovoorts. Die diagram hieronder toon 'n deursnit van die oog. Gee die naam en een funksie van elk van die volgende dele. A sal die glasvog wees wat binne in jou oog is, en die funksie natuurlik van die glasvog is om die vorm van die oog te behou, om die bolvormige struktuur van die oog vir jou te gee. Daar is hy. B is jou kornea, en jou kornea is verantwoordelik vir ligbreking natuurlik, om te help met ligbreking. Daar is hy. 2.7.2 Polyuria is 'n siekte wat deel C aantas. 'n Persoon wat aan hierdie siekte ly het meer as een pupil. Elke pupil het sy eie stel sirkelvormige spiere. Bespreek kortliks hoe hierdie siekte visie sal beïnvloed. Onthou die hele funksie van die pupil is natuurlik om die hoeveelheid lig te beheer wat deur die spiere van jou iris beïnvloed word. So jy gaan absoluut sukkel jy gaan miskien te veel lig of jy gaan miskien te min lig kan inneem deur jou pupille, en dit natuurlik gaan lei tot beelde wat nou nie reg is of skerp is of so ietsie, verwronge beelde. There you go, daar is hy. Bespreek die verandering wat in die oog plaasvind wanneer 'n persoon op 'n voorwerp wat 3 meter weg is fokus. Onthou, enigiets onder 6 meter gaan jou lensbeeldbolvormig word. So in hierdie geval gaan jou ciliaarspier saamtrek, jou suspensoriese ligamente gaan verslap, die spanning op jou lens gaan natuurlik verminder, en dit gaan veroorsaak dat jou lens meer bolvormig word, sodat ligstrale meer gebuig kan word, of die breking van lig meer intens is, sodat fokus natuurlik op jou retina plaasvind. Syn, lekker man. Teken 'n volledige diagram met byskrifte van 'n sensoriese neuron. Onthou, 'n sensoriese neuron is 'n voorbeeld van 'n unipolêre. Nou, julle leer nie meer unipolêre nie, wat ek nie kan verstaan in elk geval nie, maar daar is nog steeds die selliggaam met 'n enkele vertakking, en dan hardloop die dendriet een kant toe en die akson hardloop ander kant toe, en onthou beide het myelien om asseblief. Daar het jy dit so. So right, daar is 'n gele vir julle al die
byskrifte wat actually belangrik is om hierdie vraag te kan beantwoord. Maar ek sit sommer daar so vir julle die sleuteltjie ook in dat jy kan sien. En 'n punt wat kinders geneig is om te vergeet is 'n geskikte titel. En die titel hier is mos eenvoudig. Dit is 'n diagram van 'n sensoriese neuron. Hulle vra dit vir jou. En dan natuurlik 3 korrekte byskrifte en dan die feit dat jy die regte tipe neuron geteken het, sal natuurlik jou 5de punt wees. Kyk maar net daarna. Die diagram hieronder toon die struktuur van die binneoor. Okay, daar sit jy met jou halfmaar vorm wel jou half vormige kanale. En jy sit daar so met jou cochlea en daar is jou ovaalvenster en jou ronde venstertjie en as jou ampullas. Yes. Gee die letter in die hand vir die deel wat vibrasies van die gehoorbeentjies versamel en dit na drukgolwe ontskep. Dit sal D wees jou ovaalvenster. En dan die orgaan van Corti bevat, dis B jou cochlea. Top, daar is die een waarvan ek gepraat van balans. Top ijskaats of figuur. Skaatsers kan tot 6 omwentelinge op 'n liggaam se as per sekonde draai. Beskryf die rol wat deel A in die handhawing van balans het. Wel, deel A het die ampulla en die ampulla bevat die crustas. So sodra daar verandering in die spoed of die rigting van die kop is, dan gaan daai crustas gestimuleer word, wat natuurlik die reseptore is. Dan impulse gaan gegenereer word en dan met jou oorsenuwee na die cerebellum toe gestuur word, waar jou cerebellum weer die inligting natuurlik interpreteer, impulse stuur vir jou skeletspiere, wat natuurlik vir jou gaan help om jou te balanseer. Daar is hy. Beskryf een strukturele geskiktheid van deel B om sy funksie uit te voer. Dit is jou cochlea. Onthou, hulle vra net vir jou een. So daar's 'n hele paar wat jy kan noem. Jy kan praat van die cochlea wat 'n baie geweldige opdat so gekrul is, so 'n slakkevorm het. Verleen het homself toe vir 'n baie groot oppervlakte sodat hy endolimf genoeg kans kan kry of definitiewe kans kan kry om die vibrasies oor te dra aan die haarselletjies. En dit help ook natuurlik om lae frekwensie golwe op te tel. En dan 'n ander ding is dit omdat dit die reseptore bevat wat natuurlik verantwoordelik gaan wees om die drukgolwe op te tel. Dit is 'n ander ding wat jy kan sê, maar jy hoef net een te noem. Daar's vergeet vir julle 3 daarso wat julle basies kan noem. Maar jy hoef net een te noem en uit te brei daarop. 2.10 Alzheimer's en oefeninge. Ouderdom en familiegeskiedenis is 'n bekende risikofaktor of faktore vir Alzheimer's. Die algemeenste simptoom van Alzheimer's is 'n verergerende vermoë om nuwe inligting te onthou. Gereelde oefening mag help om die risiko van die ontwikkeling van Alzheimer's siekte te verminder, omdat dit bloedvloei na die brein kan bevorder en help om die volume van die hippocampus in stand te hou. Die hippocampus is diep in die cerebrum geleë en speel 'n rol in leervermoë en oriëntasie. Wetenskaplikes het 'n ondersoek uitgevoer om vas te stel of gereelde oefening die kans van Alzheimer's by mense verminder. Hulle het dit 37 vroulike deelnemers tussen die ouderdom van 65 en 75 in 'n oefenprogram gebruik. Deelnemers gebruik wat aan die begin van die ondersoek nie simptome van Alzheimer siekte getoon het nie, en die ondersoek is 3 keer in week vir 3 maande uitgevoer. Die resultate het 'n verbetering in hoër orde denkvermoë en 'n toename in bloedvloei na die cerebrum getoon. Noem een verandering in die senuweestelsel of senuweeweefsel wat van die brein wat Alzheimer siekte kan veroorsaak. Wel, dis degenerasie natuurlik van jou senuweeselle of jou senuweeweefsel. There you go. En okay, ook noem plaak of proteïene wat vorm rondom jou senuweeselle of senuweeweefsel. Noem vanuit die uittreksel een simptoom van Alzheimer siekte, wel hulle sê mos daar verergerende vermoë om nuwe inligting te onthou. 'n Genetiese risikofaktor, wel die feit dat hulle praat van familiegeskiedenis, beteken dit word geneties oorgedra. 2 funksies van die hippocampus, hulle sê dat hippocampus is diep en speel 'n rol in leervermoë en oriëntasie, in die tweede paragraaf, laaste sin. Noem 2 faktore wat 'n gedagte gehou is toe die deelnemers vir hierdie ondersoek uitgesoek is, wel hulle praat daar van 37 vroulike deelnemers, so geslag is definitief in gedagte. Obviously die hoeveelheid mense, want hulle praat van 65 tot 75, en dan natuurlik ook die feit dat hulle nie Alzheimer siekte moes getoon het nie. Daar's hy. Noem 2 maniere waarop die wetenskaplikes die betroubaarheid van hulle resultate verbeter het. Wel, die feit dat hulle 37 deelnemers gebruik het, en dan die feit dat daar 3 keer 'n week, en dan nog, behalwe dit ook vir 3 maande lank, die eksperiment uitgevoer is. Dit is nogal, dit dra definitief by tot die betroubaarheid. There you go. 2.10.5 verduidelik waarom hierdie ondersoek nie gebruik kan word
om tot die gevolgtrekking te kom dat oefening die risiko verminder om Alzheimer siekte te kry nie. Wel, jy sal sien dit tel net 2 punte, so jy kan opset daar. Die ondersoek het nie verwantskap tussen oefening en ontwikkeling van die siekte bevestig nie, aangesien geen verandering in die senuweefsel gemeet is. En die tydperk was kort, daar was geen kontrolegroep om aan te dui nie en mense wat nie simptome van Alzheimer siekte getoon het nie, is gebruik. Daarom dui die resultate nie op die voorkoming nie. Ja, so enige een van daai groepies verduidelik vanuit die uittreksel waarom daar verwag word dat gereelde oefening die risiko van Alzheimer siekte kan verminder. Wel as jy gaan na die gedeelte toe, dan staan daar so vir jou. Die hippocampus, die help om die volume van die hippocampus in stand te hou, en die hippocampus is diep in die cerebrum geleë en speel 'n groot rol in leervermoë en oriëntasie. So ja. Die diagram hieronder vertoon die verteenwoordiging menslike oor, identifiseer deel B, dis jou halfvormige kanale, en E sal wees jou ronde venster. Daar is hy. Gee die letter en die naam van die deel wat met lig gevul is, dis D, dis jou buis van die stagius, en dan die orgaan van Corti bevat, W, C is jou cochlea. Gee die letter van die deel waar dreineringspypies Gromans ingeplant word, wel dit word in jou tympanicum ingeplant, so ons kyk gou daarso, dit is F, en dan wat vibrasies versterk, dit sal jou gehoorbeentjies wees, dis A, soos F en A. Daar is hy, die doeltreffendheid en spoed van die knie-rukreaksie is baie belangrik vir balans en beweging. Die stimulasie van die patella of knieskyf tendon, net onder die knieskyf patella, veroorsaak die samentrekking verslapping van die quadriceps spier in die bobeen. Die diagram hieronder verteenwoordig die refleksboog vir die knie-rukreaksie wat slegs 1 sinaps bevat. Die pyle dui die geleiding van senuwee-impulse aan. Wat is 'n refleksaksie? Wel, 'n refleksaksie is 'n onwillekeurige reaksie op 'n stimulus. Here you go. Noem een rede waarom 'n sinaps belangrik is. Wel, 'n sinaps is verantwoordelik vir die oordrag natuurlik van 'n impuls van een neuron na die volgende neuron en natuurlik ook verseker dat die geleiding van 'n impuls in een rigting. Die belangrikheid van die knie-ruk-reaksie, vir balans. Beskryf die pad van die impuls in hierdie refleksboog om die knie-ruk-reaksie te veroorsaak. Wel, jy gaan outomaties, sodra jy natuurlik aan die tendon gaan klap waar hy reseptore geleë is, gaan 'n impuls met die sensoriese neurone gelei word na die rugmark toe, waar hy dan 'n sinaps vorm met die motoriese neurone wat dan die impuls gelei na die quadriceps spier wat dan natuurlik gaan saamtrek om te balanseer. Ja, gelei van die reseptore van die patella tendon na die sensoriese en sinaps, daar is hy. Die diagram hieronder verteenwoordig gedeelte van die sentrale senuweestelsel van 'n mens. Identifiseer deel C. Deel C is jou rugmarg en klier E is jou hypofise of jou pituitêre klier. Gee die letter van die deel wat willekeurige aksies beheer, dis A is jou cerebrum. Onthou jou cerebellum koördineer. Beskryf die ligging van die corpus callosum, wel dit sit tussen die linker en die regter brein hemisfere. Daar is hy. Die leerder het tydens 'n rugbywedstryd 'n breinbesering opgedoen. Hy kon steeds behoorlik asemhaal, maar hy het soms verlies van geheuebalans ervaar, verduidelik. Waarom die leerder steeds behoorlik kon asemhaal? Wel, asemhaling is 'n funksie van die medulla oblongata wat deur letter D voorgestel word. So obviously tydens die besering het die medulla oblongata nie beskadig geword nie. Daar is hy. Dit moontlik is dat die besering deel B kon beïnvloed het. Wel, hy kon die agterkant van sy kop gestamp het en omdat die cerebellum in die agterkant gestamp is en hulle sê hy het 'n probleem met sy balans en die cerebellum is natuurlik verantwoordelik vir die koördinering van 'n beweging wat as dit foutief is, gaan jy sukkel met balansprobleme. Dan sê die gehoor van die leerder ook as gevolg van die besering aangetast kon word. Wel, dit wil sê sy cerebrum. Hulle sê dit vir jou. Sy verlies aan geheue en geheue is 'n funksie van die cerebrum. So as die cerebrum beskadig is, een van sy ander funksies is natuurlik gehoor. Sou gehoor ook problematies gewees het. Daar is hy. Okay, ons sal dan in die volgende video aangaan met hierdie langer tipe vrae.